Wanneer kan ons die impak van hierdie hoër brandstofpryse in ons kospryse en in ons sakke sien? Ek en Waldo stel bietjie ondersoeke in en kyk ook waarheen die wisselkoers op pad is. Dan gesels ek en Kobus Stapelberg oor Pay as you farm en hoe dit jou kostes op die plaas kan afbring. Die week se ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Die rand verhandel tans op R17.06 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.57 teenoor die euro en op R11.71 teenoor Australiese dollar. Die Brent olieprys staan tans op $106.39 per vat. Baie dankie vir julle ondersteuning en dat ons al amper by 30,000 followers op YouTube is. As jy ons nog nie volg nie, maak gedubbeld seker, dit kos jou niks nie en dit help ons geweldig baie om elke week hierdie onafhanklike inligting by jou uit te kry. So baie dankie vir jou ondersteuning. Soos beloof gesels ons aan Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vanoggend. Baie welkom by ons, Waldo. Môre Johnny, dankie. Waldo, brandstofpryse skop nou, ons is 31 Maart nou, 1 April, môre April Fools Day toevallig skop hierdie verskriklike brandstofprys, diesel R10 wat hulle wys, petrol ook R6 styging, natuurlik rekordstygings. Wat is die effek wat hierdie nou gaan hê en wanneer gaan ons nou hierdie as 'n verbruiker in ons sakke voel? Johnny, so dis ongelukkig nie 'n grap nie, dit is wat gaan gebeur. Dit vat 'n bietjie tyd voor dit, maar dit tref ons dadelik by die pomp, maar voordat dit nou deel word van die waardeketings en deel word van pryse, dit vat so 'n bietjie tyd. So ek het self bietjie gaan kyk, weet hoe lyk dit histories, as mens nou teruggaan na die COVID-inperking toe of na die Rusland se inval in Oekraïne, weet hoe vinnig pas pryse aan. En dit wissel. Die sekere pryse pas weet binne 'n maand aan. Ander vat so 'n bietjie langer. So daai wisselvalligheid van die pryse en hoe in Engels praat ons maar van sticky, hulle is dit hang af, maar oor die algemeen is voedselpryse in Suid-Afrika redelik vinnig om aan te pas. Dit wissel maar tussen die vars goed en die vervaardigde voedselitems, maar ek dink ons behoort dan nou teen die einde van April die begin te sien van hoër pryse, of uit die groothandelkant uit. Van die kleinhandelaars wat nou vars goed verkoop, hulle kan dalk al dadelik 'n marge hê vir hierdie ekstra vervoerkoste, maar die groothandel ouens, hulle gaan dit vir ons hier teen einde April, vroeg in Mei begin gee. Ek dink wat mense net moet bysê is, met daai selfe navorsing wys eintlik groothandelaars of dan nou sê maar die kruideniers wat nou, hulle is nou tegnies kleinhandelaars maar groot spelers, hulle kan nie sommer net hulle pryse verhoog nie. Ons het dit in die pandemie gesien, ek en jy het al baie daaroor gepraat. Daar is maar 'n pryssensitiwiteit vir hierdie veranderings en aan die vraagkant spring verbruikers. As jou prys skielik te hoog is, dan skuif hulle na ander produkte toe, en daar's daarom redelik baie substituute beskikbaar vir sê maar groente of vrugte of daar's min goed wat jy kan sê ek eet net dit en dis al. Ja, so ek ook kan redelik altyd noem is dat ons 'n skuif in vraag sien in plaas van 'n daling in vraag na voedsel. Ja. As iets te duur raak, dan skuif jy na ander voedselbronne toe. In landbou, as jy dan nou vir ons landboukykers dit is 'n bietjie uitpleis, as jy nou jou luxer produkte, medium produkte en dan jou goedkoper produkte amper in LSM groepe kan insit. Hoe sal hierdie skuif dan nou uitwerk? In die historiese data wys eintlik die stysel-gebaseerde voedselitems, die wat die verbruiker om nou het, hulle was oor die algemeen die minste wisselvallig gewees, en hoewel ons nou weet graanpryse was baie hoog gewees in daai aanvanklike Rusland-Oekraïne moeilikheid, was hulle nie so wisselvallig nie. En in daai navorsing het ons die prys uitgedruk in wat is dit per kilojoule per 100 gram, so per energie, en dan is jou stysels nog steeds jou beste waarde vir geld. Stysels is dan nou spesifiek, wat sluit dan nou? Dis nou jou mielies, verwante produkte, aartappels, dis maar die twee grootes. Die net wat jy van pasta begin praat is eintlik 'n verwerkte koring, amper brood, daai tipe goed ook seker dan. Brood ook nog daarsonder, ja. So die arm huishouding wat nou onder druk gaan kom, want skielik is sy vervoerkoste baie hoër, hulle gaan nog meer stysels eet as op die oomblik.
En dan gaan hulle al, kom ons sê, wegskuif van vleis, amper nou, proteïenbronne al wat meer as 'n luxer produk geag word. Hulle gaan sny op dit en nou nog binne daai proteïenbronne die goedkoper is probeer in die hande kry. En maar probeer planne maak. Wie het afslag iewers, maar 'n bietjie rondloop en soek vir 'n beter prys. Dalk as jy bietjie kan saamklap, groot maat koop en op daai manier 'n prysvoordeel kry. So in daardie opsig, dis tipies wat gebeur. Die welvarende ou, hy skuif ook bietjie sy besteding rond, maar hy het baie meer opsies oor waarheen en na wat toe hy rondskuif. So ek dink die impak is daar op die middelklas die moeilikste. Van per se die ouens wat bietjie meer mikronutriënte eet en nie net stysels nie, vir hulle is hierdie aanpassing bietjie moeiliker. Ja, maar ek dink daar is ook geleenthede in so 'n stelsel om te sê, okay, hulle gaan nou weer hoor vraag hê vir ander produkte, maar weet dit kom en gaan kyk om jou produk dalk op 'n ander manier aan die mark te gee of op 'n ander manier daarby uit te kry. Al goed. So in so iets is daar geleenthede ook. Verseker Johnny, en mens moenie om te sê groente en vrugte verbykyk nie. Dit is 'n belangrike bron van voedingswaarde en weer terug na die historiese voorbeelde toe, was dit eintlik per energie nie 'n slegte koopie gewees nie. So hoewel mense nou altyd maar vaskyk in die pryse op die winkelrak, die oomblik as jy dit nou regtig begin afbreek na die vlak van 'n ete toe, dan kan mens 'n plan maak om so 'n klein bietjie meer verskeidenheid op die bord te hê. Waldo, okay, maar hierdie is nou amper retail of kleinhandel vlak pryse wat dan nog opgaan, want daar's vervoerkoste, daar's nou klomp kostes, inflasie, al daai tipe goed wat gaan opbeweeg. Maar dis nie noodwendig prosentpryse wat gaan opgaan nie, want prosent word pryse word dan baie meer gedryf deur aanbod in plaas van direkte vraag of hierdie druk op vraag. Ja, dis reg. Nee, so die produsent hy het eintlik 'n baie unieke situasie waarvan sy kostes nou beduidend kan toeneem, maar presies wat met die verbruiker gebeur raak hom nie direk nie, want daar's nou heel wat tussengangers tussen die produsent en die verbruiker. So produsent is moeiliker om te sê. My gevoel met dit amper Waldo is dat ons gaan nou, kom ons sê, druk kry van vraagkant af wat ook al, maar in 'n seisoen se tyd, dan kan ons sien hoor okay, die druk op die produsent omdat hy hoër insetkostes het, maar nie noodwendig 'n hoër prys het nie. Sy marges onder druk, kan hy dalk bietjie minder produseer en dan kan ons dalk in 'n laer aanbod, hoër prys scenario dalk volgende jaar inbeweeg vir die produsente. Ja. Nee, ek dink mens moenie vergeet van die seisonaliteit in hierdie nie en met die aanbod sê net maar families, hulle staan op jou land, so daar's nie nou te veel daaraan te verander nie. Ek dink dit is presies wat gaan gebeur en ek dink dis in die agterkop van die Reserwebank wat wonder oor rentekoerse. Hulle het nou laasweek onveranderd gelos, maar jy kan half nie vergeet dat hierdie prysdruk ook op 'n ander manier uiteindelik in die inflasiekoers gaan beland nie. So ek dink dis hoekom hulle maar versigtig is en 'n oog hou op hierdie tipe ding. Wat is die impak op produsente oor 6 maande of oor 'n jaar? Ja. Waldo, in terme van, okay, ons het laasweek dink ek bietjie gepraat oor hoekom die verbruikers onder druk gaan kom, hoekom, wat is nou die groot rolspelers eintlik waartoe dit gaan, en weer eens swakker wisselkoers dalk, hoor brandstofpryse, al daai tipe goed. Waartoe dink jy is hierdie goed op pad? Wisselkoers byvoorbeeld, en dit hang seker maar van die oorlog af. Dit hang van die oorlog af, Johnny, en eintlik die oorlog se tweede ronde effek op ons ekonomie, want daar's nou, as mens die media lees, mense is bedruk en bekommerd en negatief. Al die positiewe goed wat ons 'n maand terug gesê het hulle lankal vergeet, en ek dink dit speel in jou groeivooruitsigte en in jou sakevertroue, en wat dan weer terugslaan na maar hoe is buitelandse beleggers in ons staatseffekte nog lus om hier te koop. As hulle nou nie is nie, dan styg daai koerse, dan kom die staatsfinansies bietjie meer onder druk, dan kom groei bietjie meer onder druk. Jy kan so 'n negatiewe of 'n versterking van negatiewe sentiment baie vinnig kry. En ek dink dis waar die bekommernis lê, as mens nou na die groter prentjie begin kyk en sê maar, nou het jy 'n effens swakker wisselkoers, en dit spoel dadelik weer oor in ingevoerde inflasie in. En dit maak dit jou weer bekommerd oor wat met rentekoerse gebeur. Dit is een ding na die ander. Waldo, so bietjie
conspiracy theory. As Amerika byvoorbeeld nou die oorlog verby is en hulle het groter beheer oor oliebronne in die wêreld of energiebronne in die wêreld wat 'n moontlikheid is, ek wil net eintlik gaan dink, wat kan dan gebeur? Kan die Amerikaanse dollar dan sterker bly? Kan hulle dan voel, investeerders voel die dollar bly sterker, die rand dalk op 'n swakker vlak dan bly? Nie wenig ons kom weer terug 16 toe nie, maar 17 of 17.50 dan, wat jou gevoel? Ja, dit gaan interessant wees om te sien wat die impak in die FSA is, want hulle kry eintlik maar ook 'n bietjie prysdruk. Dis nou nog nie so baie nie, maar hulle het dieselfde dinamiek van hoër brandstofpryse moet iewers nou as inflasie sigbaar word. En wat president Trump dan gaan doen in terme van die druk wat hy op die Fed wil sit rondom rentekoerse teen die midterms in November. Dit gaan meer bepalend wees vir die dollar as enige van hierdie ander tipe goed. Maar ek verstaan weet op met amper sê 'n conspiracy theory gewys, het ouens wat olie het wat teen die FSA is nou die laaste ruk bietjie uitgeskuif, geneutraliseer, wat mense dit ook al wil noem, bom. So mense kan amper sê, die ouens wat olie het wat saam vir die FSA is, of ten minste dan nie direk teen hom is nie, hulle kan nou half saam praat as 'n klub. Ek dink nie hy wil dit gebruik om die olieprys hoog te hou nie. Ja, weet dit is glad nie sy plan nie. Hy sal dit eerder wil hê om die olieprys laer te hê. Maar ja, die impak op die dollar gaan as hy dan 'n laer olieprys, 'n laer inflasiekoers, laer rentekoers in die FSA het, dan is ons terug by 'n sterker dollar. Is 'n sterker dollar spesifiek dan. Maar as hulle dan laer rentekoers het, gaan dit beteken dat investeerders dalk weer na iemand soos Suid-Afrika kyk waar 'n relatiewe stabiliteit op die oomblik is. Ek dink as die laer rentekoerse saam met lae inflasie en baie vinnige ekonomiese groei gaan, hulle beleef hierdie goue era in hulle ekonomie, dan gaan dit goed wees vir die dollar. Maar as die lae rentekoerse gaan saam met hoë inflasie en algemene chaos, dan gaan dit weer die rand bevoordeel. Ja, dit hang seker alles af soos hulle ook na hulle midterms toe aan die einde van die jaar beweeg en hoe ons politieke stabiliteit lyk einde van die jaar. Dit is en hier's 'n groot deel van persepsie van die markte. Ek meen, wat presies is nou hoog en wat is laag en wat is moeilikheid? Dit hang baie af van wat 'n ou agter sy rekenaar iewers besluit en dink, maar hierdie is vir my 'n risiko of hier is 'n bubble aan die ontwikkel of wat ook al. So ek dink grootskaalse onsekerheid in die toekoms, selfs aan die einde van die oorlog, is daar dan 'n klomp kragte wat moet uitspeel wat ons saam moet wag en sien wat gebeur. Dit sal lekker wees as ons vinnig kan terugkom na 'n laer olieprys en 'n laer brandstofprys. Ja, ek sal dit baie geniet. Dit sou baie mooi wees. En natuurlik laer kunsmispryse, want dit is nog 'n groot bekommernis. Maar presies wat dit vir die wisselkoerskomponent gaan beteken is minder duidelik. Ja. Waldo, in terme van finansiële markte, ek sien daar is nogal groot skuwe gewees die laaste paar weke. Ja, dis reg Johnny, en ek dink die JSE was laasweek sy swakste week in iets soos 20 weke of iets in daai lyn. Dis nou gegee die vorige 20 weke was regtig baie goeie weke. Maar ja, ek dink die markte is onseker. Die oomblik as jy inflasie het, daar's nou twyfel oor groei. Watter maatskappye dink jy is die ouens wat gaan wins maak in daai omstandighede? So ek dink dit is veiliger om dalk maar 'n bietjie uit te klim by plekke waar jy winste kan vat en te sê maar kom ons sit maar geld in bietjie staatseffekte, jy het veiliger bates hier en oor see en op daai manier verskansie jouself teen die volgende klomp weke se onsekerheid. So ek dink die markte kry maar swaar in Amerika ook, nee. Ja, nee. Daar het hulle eintlik al voor hierdie hele storie was dit maar die groot tegnologie aandele wat die ding gedryf het. Die res van hulle beurs was nie fantasties nie. So ek dink onsekerheid oor hoe ekonomiese vooruitsigte lyk plaas 'n demper op aandelebeurse deur die bank. Dink jy hoër oliepryse kan ons graanpryse nou, want laat van die westers terug in die graanmarkte of amper na die landboukommoditeite te beweeg. Dink jy dis 'n moontlikheid? Dit is 'n moontlikheid Johnny en ek dink dis ook reuse internasionale markte. So daar's spelers wat kan posisies inneem daar as hulle geld loskom op ander plekke. So dalk sien mense iets daarvan, maar daaroor wil ek niks meer sê nie, want dit vereis nogal se kundige. Ja, dis nogal baie ons sekere tye en as die groot fondse amper terug kan beweeg na die markte toe kan ons meer, maar ons sien wel dat aanbod steeds wêreldwyd geweldig goed bly vir grane. So jy sien hierdie fondse wat wil begin terug na lang posisies toe beweeg, maar aanbodfaktor, die fundamentele faktore is net steeds te groot op die oomblik om enige
rally in die pryse te sien op die oomblik. Ja, dit is so. As dit lyk of daar iewers 'n skaarsheid is dit 'n heeltemal 'n ander storie. Maar solank as wat dit lyk of daar 'n groot aanbod is, dan sou dit nie sin maak om nou lank in te klim nie. Waldo, dit alles opgesom of in ag geneem, waar dink jy gaan die wisselkoers nou heen? Ek weet dit is weer eens belangrik vir ons graanouens, ons neutouens, al daai tipe goed wat nou in seisoen in beweeg. Waartoe dink jy gaan die wisselkoers en wat dink jy waartoe kan oliepryse gaan? Johnny, moeilike vraag natuurlik. So ek weet selfs die amptelike voorspellings wat mense sien sê die wisselkoers bo R17. So nie ver bo R17 nie, weet jy, 17.10 of daar rond, min of meer waar hy nou is, binne sê maar vir 'n maand, weet langer horisonne is nog moeiliker om te voorspel. So ek dink net die vlak van onsekerheid, weet word daar onderhandel, word daar nie onderhandel, wat gaan aan, dit hou die rand 'n bietjie swakker op die oomblik. Binnelands, as jy nou groot nuus nie, monetêre beleidskomitee sit eers weer in Mei, so ek dink internasionale kragte. Die oliepryse is moeiliker om te sê, hy reageer omtrent op daaglikse nuusaankondigings. Ons is nou veilig bo $100, jy praat hier van 110, ek dink 117 vanoggend. Dit is ongemaklik hoog. En ja, as daar hang van die oorlog. Sluit vermoes oopmaak of nie. En daar was nou gister 'n aankondiging oor daar gaan nou 20 skepe 'n dag deur beweeg. Ek weet dit klink bietjie min. Weet met dalk gesê dit stap in die regte rigting. Gaan hulle regkry? Dit is 'n baie moeiliker een om te voorspel, maar kom ons sê ten minste tot ons mekaar weer sien. Nie onder swakker rand, olie bo 100. Ons wag vir daai impak om ons te tref. Baie dankie Waldo, baie lekker om weer met jou te gesels en so 'n bietjie 'n paar scenario's te probeer uitpleis van in hierdie onsekere tye, want is regtig dit bly onseker en dit bly amper 'n dubbelsaak van is dit swart of wit of hierdie oorlog gaan ophou of nie, of wat Trump se planne, sy langtermynplanne dan met hierdie hele ding is. So baie dankie vir jou tyd vandag. Dis 'n plesier, dankie. Ons verwelkom vir Kobus Stapelberg van King Price, nasionale hoof van hulle landbouafdeling. So baie welkom by ons Kobus. Baie dankie Johnny, is lekker om hier te wees. Kobus, King Price het nou 'n groot rolspeler in landbou geraak. Ek weet jy het nou genoem van alle vee wat julle is net onder R1 biljoen wat julle nou op 'n sekere waarde het. So julle is regtig 'n groot rolspeler, baie sigbaar in die landboubedryf en dan betrokke by ons by AMT ook. So eerstens baie dankie daarvoor. Ek weet een van julle groot produkte wat julle het is Spatial Farm. En dis iets wat julle nogal bemark. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan en hoekom werk dit? Man, toe ek begin by King Price, sê ek, daar's een ding wat my pa altyd gesê het. Hy het geboer vir 50 jaar. My broers boer nou nog. Toe het hy altyd gesê, hoekom moet ek my stroper en my hoogloopspuit of die Kaap noem dit 'n selfloperspuit die hele jaar verseker, maar ek gebruik hom net 'n sekere tyd van die jaar. Waar ek groot geword in Mpumalanga, word 'n hoogloopspuit regtig net einde November tot middel Desember gebruik. Jou stropers word, as jy sojas en mielies het, word dit regtig net vir 'n maand of 3 gebruik, of 2 maande, 3 maande in 'n jaar gebruik. Hoekom moet jy deurgangs versekering uitneem, die ding omvattend verseker, as jy hom 80%, 90% van die tyd in die stoor bære? En dis waar die ding gebore is. Toe het ons en African Farmers Network saam koppe bymekaar gesit en ons het hierdie hele ding begin. Want King Price is, ek sê altyd, King Price is 'n datamaatskappy wat versekering ook doen. Ja. So ons hou van data. Data en analisering van data is ons krities belangrik, want dan gaan ons regtig bepaal wat se risiko's daar is. En dis hoe Spatial Farm begin het so 5 jaar gelede. Aanvanklik het almal gedink dis maar net weer nog iets wat 'n kans dat ons vat of 'n foefie. En 5 jaar later kan ek vir julle omwonde sê, elke boer wat sy shed bonus aan die einde van die jaar terugkry. Ja, wat ons doen, ons gaan kyk. Hoe lank staan hy? Hoe lank werk hy? Hoe lank is jy op 'n bierplaas en jy al kontrakwerk doen? En dan bepaal ons op grond daarvan hoeveel kry die boer terug en dan kan hy tot 30% terugkry. En die gemiddeld wat hulle terugkry is enigiets tussen 27 en 29%. Maar die meeste kry 30%. Aan die einde van die jaar sit ons dit in jou premierekening en jy kry vir 2,5 maande gratis versekering, want jou shed bonus soos dit noem, jou stoorbonus gaan maar net in jou premierekening in. So jy spaar geld op daai hoë waarde items. Ja.
In landbou is tog alles net oor risikobestuur en ons het nou tegnologie, ons het beter maniere om data in te kry en ek dink dis wat ons by AMT ook doen. Ons probeer data, ons probeer dit op 'n beter manier analiseer en dis hoekom ons so goeie vennootskap het. Julle doen dit op 'n ander manier net om boere se risiko's te bestuur. Ja, en dit is eintlik dan nou julle hoof fokus. Ja, want ons weet landbou is 'n kosse knyptang al geruime tyd. Hierdie jaar in veral met die back and closure wat uitgebreek het en die brandstofpryse wat ook nou heel onvoorspelbaar is. Ons het gister daaroor gepraat met 'n besigheidsvernoot. Ons weet nie waarheen dit gaan nie. Ons hoop nou maar die brandstofheffings en probleem is van korte duur. Dat die oorlog nou nie so ernstig effek daarop het nie, want die dilemma rondom back and closure is 'n baie groter probleem, want dit is 'n langer termyn probleem. Die minister het vir ons gesê dat voor die einde van die jaar moet al 14 miljoen diere geënt wees. Dit gaan nie gebeur nie, want die entstowwe is net nie so beskikbaar nie. So dit pla vir ons ontsettend baie, want die boer wat meer afhanklik is net van rooi vleis en nie 'n gediversifiseerde boerdery wat gesaai is. Ek dink nou aan die Suid-Vrystaat, die Oos-Kaap, wat net langs die riviere kan hulle gewasse plant, want dis waar water is. Die res van die semi-Karoo area is lewende hawe, is rooi vleis produsente. En hulle kan nie veilings bywoon nie. Hulle kan nie veilings hou nie. Kan jy lewendige diere skuif en daar's baie probleme rondom dit. Die kontantvloei is so onder druk op hierdie stadium by daai boere dat die volhoubaarheid daarvan is regtig 'n groot bekommernis. En dan gaan hulle onnodige koste, eintlik hoër risiko's aangaan want hulle gaan sekere kostes dan nou uitsny. Ja, ons sê altyd versekering is 'n grudge payment. En ek wat nou al 30 jaar aan versekering is en landbouversekering weet dit is nie 'n grudge payment nie, want ons gee vir die boer 'n regtige verskansing van sy risiko. Ja. Maar as jy moet goed begin uitsny, jy moet ry, jy moet jou mense betaal. Daar's sekere vaste kostekomponent wat jy moet doen. Versekering is 'n koste wat jy kan sny en net mooier probeer ry en vir jou mense sê jy ry net minder. En hoop maar die vure kom nie en brand die store, die huise en die lucerne af nie of brand jou vee nie. Ons het ons katastrofiese dekking vir skape is ongelooflik gewild in die Suid-Vrystaat waar dit baie brand en weer in die Oos-Kaap waar dit baie sneeu, want ons gee van brandweerlig, sneeu, alle dekking, storm, vloed. En 'n boer gaan dalk besluit om daai komponent uit te sny want hy het regtig nie die kontantvloei om dit te betaal nie. En wat maak ons as hy dan brand of die skape verkleim? Maar dis veral so belangrik hierdie jaar met goeie weidingsgrasse wat redelik hoog is. En ons sien weeromstandighede wat verskriklik wisselvallig is met moontlike El Niño wat nou op pad is, maar met aardverwarming, al daai tipe goed wat dan vir ons baie meer wisselvallige weeromstandighede gee. En as hulle so iets gaan doen, dan is die risiko's net bo-op alle ander risiko's met brandstof, met alle ander onsekerhede wat ons in landbou elke dag moet ervaar, dan moet hulle nog daai ook absorbeer. Presies. En dis wat jy sê, as die brandstoflading in die veld so goed is soos hy nou is, dis great vir beweiding en alles, maar dis great vir brande ook. En dit is waar die risiko inkom wat my altyd bekommer, maar ons het dis waar ons wakker of in boardroom sit en praat oor dilemma's, wat se dilemma's lê ons voor. Gaan nie oor die premie wat ek sny nie. Ons kan premies verloor. Ons het nie 'n probleem daarmee nie, maar nou verloor ek 'n premie, maar ek verloor 'n boer as daar 'n katastrofe op sy plaas gebeur. En dis nie wat ons wil hê nie. Ons staan uit en uit waar ek betrokke is by landbou en praat oor landbou, dan sê ek dit gaan oor volhoubaarheid van landbou. Verseker. En ons is deel van daai waardeketting. Maar ek dink dis hoekom julle so betrokke is by veilings. Ek weet omtrent by elke veiling is jy dan by, maar ook byvoorbeeld by skole rugby nou. Ek het gesien julle is 'n groot borg daar ook, maar en dit is half meer jou plaaslike gemeenskappe om by die mense uit te kom. Ja, King Price, die groter King Price het nou die King Price Derby Cup wat 'n ongelooflike lekker. Ons het gisteraand weer 2 of 3 van die wedstryde gekyk wat nou hulle het mos al hierdie toere, want dit is ons nou vakansie hierdie week, en dan is ons so opgewonde, want ons King Price Derby Cup het ook 2 weke terug begin. Volgende naweek is ek in by Parel Boys High in Oakdale gaan teen mekaar speel in die King Price Derby. Nee. En dan nooi ons boere, ons nooi ons makelaars soontoe, want dis ons lekker om in die plaaslike gemeenskappe betrokke te wees. Ja. Ek as King Price, ek self raak betrokke by dorps rugby spanne. Alhoewel Noord is een van die spanne wat ons ondersteun, ons het hulle truie vir hulle gegee hierdie jaar. Hoekom? Want dis hulle wat die gemeenskap saterdag bymekaar bring in daai klein dorpies. Ja.
Hoorie Kobus, maar julle werk nie noodwendig direk met die boer self nie, of met die eindverbruiker van die produk. Julle werk met die makelaars dan, julle direk met die makelaars. Ja, as jy nou gaan Google King Price Agri, jy sien ons werk slegs deur makelaars. Ons het geen direkte lyn na 'n boer toe nie. Ek ken baie boere en ek leer baie boere ken. Maar die oomblik as 'n boer my skakel en sê ek wil 'n King Price kwotasie hê, dan sal ek vir hom sê, waar bly jy? En dan reël ek vir hom 'n makelaar in sy omgewing. Ons werk net met makelaars. Ons is nou besig om nog nuwe makelaars in die Oos-Kaap in te trek en te sê, wil julle met ons werk? Want ons het die makelaars tussen nodig. Want hulle is, ek sit in Pretoria, ek toer die hele land vol. Ja. En ek kom hoor ons uit by veilings goed, maar ek kan nie 'n boer se risiko's, ek kan nie 'n boer se administrasie rondom sy versekering vir hom doen nie. Dis waarvoor ek 'n makelaar nodig het. Ja. So ons glo baie sterk in die tussengangers in ons lewe. En dit is baie belangrik om daai diens te hê om seker te maak sy risiko's word reggedek, sy risiko's word reg geanalyseer. Dit kan nie net hier van 'n hoofkantoor af produkte uitstuur. Ja. Dit moet baie beter diens wees en dis hoekom jy dit op daai manier doen dan. Ja, nee, ek sê altyd vir die boer, jy kan nie direk my werk nie hou. Ek het iemand nodig in jou dorp wat jou kan help om jou risiko te verstaan, soos jy sê, te analiseer en dan vir my te vra om die kwotasie te doen sodat ons hom reg verskans. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Sien weer volgende week.